Nou vir die van julle wat wonder hoekom die stoele, ek sien ek weet een ou kyk altyd na dit. Maar vir die van julle wat wonder hoekom die stoele lyk soos dit lyk vanoggend, want dit sluit so half en half by my tema aan. Nou julle weet ons is besig met die koninkryk. Nou ek wil graag begin en as dit die Here se wil is, wil ek aangaan met dit oor 'n tydperk. Ek wil bietjie gesels oor die sleutels van die koninkryk. Maar nou, om die koninkryk te verstaan, wil ek hê julle moet verstaan hoekom die stoele vanoggend so hier is. Ons almal wil hemel toe, nee. Wie wil hemel toe? Ons almal wil hemel toe. Maar kan ons mekaar verdra in die kerk? As ons so sit, sit ons in sulke blokkies, né? Die een kliek sit hier, die ander kliek sit daar en die ander kliek sit hier. Julle dink ons sien dit nie, maar ons sien dit van die vooraf. Maar nou vandag is daar lyne. So daar's nie klieks nie. So as jy wil hemel toe gaan, die beste plek om te begin is hier. Want onthou, al die mense wat hier om jou sit, wil hemel toe. So julle gaan almal 'n leeftyd saam met mekaar deelbring. So daar kan nie wees van Leon, ek hou nie van jou nie, want ek gaan saam met jou ewigheid deurbring as ons in die hemel is. So hierdie is 'n beginproses. OK, kom ons gaan gou terug. Wie van julle was hier toe ek die eerste preek gedoen het oor koninkryk? Januarie maand. Net so Hanne, net so 'n bietjie sien. Was jy nie hier nie? Ek seker jy was hier. Ek weet nie hoekom ek dink jy was hier nie. Maar in elk geval, geen probleem nie. Ek wil gou-gou recap. Ons het gekyk na 'n koninkryk. Want ons is besig met die koninkryk van God. So ons moet eers verstaan wat is 'n koninkryk voordat ons koninkryk mindset kan hê. Is nie maar saam met my. So, ons het gekyk dat die koninkryk van God gaan oor 'n koning. Ons almal is daar. Dit gaan oor 'n koninklike familie wat ons is. Dit gaan oor 'n koninkryk, God se koninkryk. Dit gaan en dan het ons gesê die Bybel gaan oor 'n regering, né? Maar dis God se regering. En dan gaan die Bybel oor 'n kolonisasieprojek. So, jy word geplant waar jy is in Alberete en jy moet dan koloniseer in Alberete. Jy word geplant in Meerensee, jy moet dan koloniseer in Meerensee. Dan het ons ook gekyk na hoe ontvang ons hierdie koninkryk. 7 wenke wat ek julle gegee het. Ja, lees jou Bybel, bid elke dag. Dit is een van hulle. Gebed. Tyd spandeer in jou woord. Aanbidding, bekering, memorisering van Bybelverse, lofprysing en danksegging. Hierdie dinge maak alles oop. Nou vanmôre wil ek kyk na sleutels. Want hoe gaan jy in die koninkryk inkom as jy nie die sleutels het nie? Nou wat is die sleutels van die koninkryk? Die sleutel van die koninkryk is die woord van God. Nou die kerk sukkel om hierdie konsep te verstaan van koninkryk. Want ons dink baie keer ons is nie waardig vir hierdie koninkryk. As ons nou moet sê ons is konings wat hier sit, dan dink ons is arrogant. Maar tog het God vir ons belofte gegee en gesê, ek gaan vir julle 'n koninkryk voorberei. Nou ek dink as ons hierdie koninkryk so 'n bietjie beter verstaan, gaan ons lewens ook baie makliker wees. Ons gaan weet wie ons is in Christus. Ons gaan weet waarvoor ons geroep is. Ons gaan weet wat se mag en gesag is aan ons gegee om te heers oor hierdie wêreld. Maar jy kan dit net weet as jy weet wat die koninkryk is. Billy Graham se woorde, en ek sê dit in Engels, hy sê, I know where I come from. I know why I'm here, and I know where I am going to. Kan jy dit vandag sê? Kan jy vandag vir my sê met 100% sekerheid? I know why I'm here, I know where I come from, and I know where I'm going to. Ons mense, veral die kerk, ek wil nou nie eers ek wil nie praat van ongereddes nie, want hulle is hulle eie mens. Ek wil praat van gereddes. Die kerk van Christus sit met vrees. As jy in die aand in jou bed lê en jy hoor, daar gebeur iets, dan is daar skielik so vrees wat in jou opwek.
Tog het jy gebid oor jou huis. Jy het gebid en als afgeseël, die bloed van Christus gepleit, maar jy het nog steeds vrees. Ek wil vir julle hierdie ding sê, ek sit by jouself. Moenie dink, omdat ek vandag 'n woord bring, of omdat ek 'n prediker is, ek is beter, of slimmer, of meer geleerd, as enige een van julle nie. Julle moet nooit daai fout maak. Moet nooit jou prediker vat, en hom op 'n pedestal sit nie. Want hy is nie daar nie. Hy is inteendeel laer as jy. 'n Prediker is laer as jy. Want ons is hier om julle te dien. Ons is hier om julle te leer. So ek wil net daar uitsit. OK. So hoekom is die kerk so bang? Hoekom sit die kerk met vrees? Hoekom sit die kerk met onsekerheid? Hoekom sit die kerk met hierdie dinge? Kom ons vat COVID as 'n voorbeeld. Die ouens sê die winkels maak toe. Toe is dit die kerkmense wat hardloop met hulle trollies en hulle stoot die wêreldse mense uit die pad uit sodat hulle voor in die ry kan kom. Want hoe sal my lewe nou wees sonder toiletpapier? Hoe sal my lewe nou wees sonder melk en brood? Daar was 'n groot vrees oor die kerk. Maar tog sê die woord van God vir ons, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek was nou op vakansie met ek kon nie kaart gevat vir 'n verjaarsdag. En soos ons by 'n eetplek kom die mossie en hy sit hier langs ons. Op die balk, so langs die tafel sit hy en hy kyk vir ons. En ek dink, wow. God sê ek sal voorsien. As ek aan hom voorsien, sal ek mos aan jou ook voorsien. En moeder het dieselfde mossie gekry toe sy in die hospitaal was. Nou nie dieselfde mossie nie, maar ook 'n mossie. Kom ons noem dit 'n mossie. Maar die vraag is, hoekom vrees die kerk dan? Hoekom is die kerk so bang vir die dood? Daar is nog net een persoon wat ek ontmoet het. En ek het die kort, so ek hoop sy hoor nie. Want ek het nie permissie om haar naam te gebruik nie. Dis net Marina wat gesê het, don't pray for me. Don't pray for me, I'm ready to go home. Don't pray for me. Can any one of you say that as you sit here this morning? Don't pray for me. I'm ready to go home. I don't want to be here anymore. Kan iemand dit sê? Steek jou hand op met eerlikheid. Dankie Carla, dankie Tannie Hede. Ek noem julle name met julle permissie op die recording. Maar die res van die kerk sê, ons is nog bietjie onseker oor die dood. Want wat gebeur daar? Hoekom sê ons dit? Want ons verstaan nie die koninkryk van God nie. As ons die koninkryk van God verstaan, sal daar nie 'n vrees wees vir die dood nie. As ons siek raak, sal ons eintlik sê, dankie Here, kom haal my. Met alle respek aan die wat siek is. Ons sal eintlik sê, Here, kom haal my, want ek is gereed, ek weet waartoe ek gaan, ek weet waar ek vandaan kom. Jesus het een doel gehad. En dit was om hierdie koninkryk aarde toe te bring. Hy het die belofte gemaak, hy het gesê, ek gaan vir julle 'n plek voorberei. Ek kom terug om jou te kom haal. Dan gaan ek vir jou 'n verheerlikte liggaam gee. Splinte nuwe parte, ouens. Niks kranke en pyne en skete nie. Splinte nie. Nou, hoekom sal jy dit nie wil hê nie? Hoekom sal jy dit nie wil hê nie? Dit moet iets wees wat jy smag. Matteus 6:33 sê wat? Sê vir ons Sharon? Ek weet jy ken hom met jou hart uit. Ek weet. First seek the kingdom of God and his righteousness. Hoekom dink jy sê God first seek the kingdom of God? Hy didn't say the kingdom of God is there for you to go into nie. I say you have to seek the kingdom of God. And as you start seeking the kingdom of God a little bit today, you want more tomorrow. And you want more next week. En elke week, elke maand soek jy meer, want jy wil hierdie koninkryk van God ervaar. Nou, ons weet wie ons is in Christus. Amen. Ons almal weet, yes, amen. Ons is vreesloos. Ons is sonder bekommernisse. Maar dit is hoe ons moet wees. Maar is ons eintlik regtig so? If you really know who you are in Christ, are you really practicing who you are in Christ? Nou ek wil oor 'n tydperk die volgende
sleutels behandel. Ek noem dit 7 sleutels wat deure oopsluit. 7 keys that opens doors. En dis woord gebaseer, dis woord, né? So ek wil hê julle moet dit 'n bladsytjie maak vir Johan in julle notaboeke. En Johan gaan nie elke week preek nie, maar Johan gaan so nou en dan preek. En as Johan 'n preekbeurt kry, dan wil Johan die dele behandel. So die 7 dele dan is, die eerste een is liefde. Ons gaan hom vandag hanteer. Die saak van die hart, ons gaan hom vandag hanteer. Dan sit jou doel, die sleutel, jou doel. Die derde sleutel is bekering. Die vierde sleutel is geloof en vrees, wat saamkom. Dan het ons gehoorsaamheid, die 5de, die 6de is gebed, en dan die laaste ene is God se woord. Is ek te vinnig? Liefde, jou doel, bekering, geloof, gehoorsaamheid, gebed en God se woord. Leon is altyd daar vir my te sê, Johan, jy raak opgewonde, bietjie stadiger, maar hy bly stil. So die doel van hierdie sleutels is sodat ons God se koninkryk beter kan verstaan. Laat ons koninkryk skeppers kan word. Sodat ons wat kan doen? In verhouding kom met God. Ouens en vrouens, without having a relationship with God, you are wasting your time. Jy kan gedoop wees, jy kan gekatekeskeer wees, jy kan alles wees. As jy nie 'n verhouding het met God nie, het jy 'n probleem. Jy en jou vrou, jy en jou man is getroud. As julle nie met mekaar praat nie, beloof ek jou, binne 6 maande van jou huwelik gaan daar probleme kom, want julle praat nie. Nee, is ek reg, moenie? 100%. Julle moet praat met mekaar. So, die sleutels van die koninkryk word opgemaak deur die woord van God. Dit leer ons en lei ons om geestelike koninkryksdeure oop te maak. Wat bid ons altyd? Matteus 18 vers 18 en 19. Dit wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Dit wat jy op die hemel ontbind, sal op die aarde ontbind wees. Dis 'n sleutel wat jy kry. So jy het die mag en jy het die gesag om dit te kan doen. So, 'n sleutel is 'n teken van gesag. So ek het nou vandag hierdie sleutels. Hierdie sleutels is my teken van gesag. Sampie is weg en hy het gesê, Johan, jy lei Sondag se diens. Hier is die sleutels tot die kerk. Ek verwag van jou rentmeesterskap. So, ek het nou die gesag. Sampie is nou in charge, want hy is hier nie. Nou is ek in charge, want ek het die sleutels. Met respect te sê. As ek hierdie sleutels vat, en ek gee dit vir Leon, en ek sê vir hom, Leon, gebruik hierdie sleutels. The keys will not have any value to Leon, because Leon cannot open any door with his keys. He cannot open any gate with his remote. He needs these keys to work with those locks to be able to open it. Julle met my, het julle hom? So dis net so met die godsdienstige mense. Want die godsdienstige mense het al die sleutels om by die koninkryk uit te kom. Maar hulle weet nie hoe om dit te gebruik nie. Want hulle het nie die Heilige Gees. Hulle verstaan nie die sleutels nie. Want hulle het nie die Heilige Gees. Hulle het nie die helper nie. Ons het die sleutels tot die koninkryk. Lukas 10 vers 19, pastoor se favorite vers. Want ek het julle die mag en gesag gegee om op slange en skorpioene te trap. Dit is rentmeesterskap. Jy het die mag. Jesus het gekom. Hy het aan 'n houtkruis gesterf. Vir my en vir jou. Hy het die 3de dag opgestaan en gesê, ek gaan 'n huis voorberei. En tot ek terugkom, gee ek vir jou rentmeesterskap. Heers oor die aarde. Genesis, né? Carla? Heers oor die aarde en die diere. Dis jou werk, heers oor dit. Maar hoekom sukkel ons om daai prinsip te verstaan van reign over the earth?
Ons is as 'n gemeente besig om in 'n tyd in te beweeg waar ons Bybelverse memoriseer. Ons is eintlik lankal. Ons is nou in daai tyd. Wat ons sê, kom ons memoriseer Bybelverse. Kom ons bebid Bybelverse. Kom ons spreek Bybelverse oor ons omstandighede. Hoekom doen ons dit? Want daai verse is sleutels wat groot krag het. Sleutels wat gesag het. Sleutels wat autoriteit het. Wat was Jesus se doel? Almal het 'n doel. Weet jy vandag wat's jou doel? Jesus het 'n doel gehad. Een doel. Sy doel was nie om te kom genees nie. Sy doel was nie om te kom vrymaak nie. Sy doel was nie eers om aan hierdie kruis te sterf nie. Dit was deel van die proses. Sy doel was gewees om die koninkryk van God te kom vestig op aarde. Dit was Jesus se doel. Lukas 4:43 sê, maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Markus 1:14 sê, en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Lukas 17:20, en toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk is waar? Binne in julle. So nou weet ons dat die koninkryk, ons het dit lankal geweet, maar dit is net weer bevestig, dat die koninkryk is nie 'n fisiese gebou met hekke, tralies en goue torentjies nie. Die koninkryk van God is iets wat in jou hart gevestig is. Die woorde, hier is vir julle iets verniet. Die woorde koninkryk van God, koninkryk van die hemel en koninkryk kom meer as 90 keer voor in hierdie woord van God. So ek dink dit moet nogal taamlik belangrik wees as dit 90 keer geherhaal is in hierdie woord. So as jy Jesus Christus dan aangeneem het as jou saligmaker en as jou verlosser, dan is jou burgerskap nie meer van hierdie wêreld nie. Jy kan jou ID vat en hom opknip, jou paspoort vat en hom weggooi en sê ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Want jy is nou Wat? Jy is 'n koning. Ons het hieroor gepraat Woensdag. Men weet dit, het hy nie geweet dat dit klaar my woord. Jy is 'n koning. Openbaring, kom ons gaan eers gou. Lukas 12:32 sê, moenie bang wees nie, klein kuddietjie. Die Bybel sê klein kuddietjie. Praat van daai klein groepie mense. Dis die bediening. Hy sê, moenie bang wees nie, want dit is die wil van die Vader om die koninkryk aan julle te gee. So die koninkryk prinsip kan party mense nogal bang maak, né? Hoekom maak dit ons bang? Want ons weet nie wat om te verwag nie. Tog het God vir ons die woord gegee en gesê, dis wat jy kan verwag. I am giving you the word to tell you what to expect. Maar tog is ons bang. Openbaring 5:10 sê, so sê en het ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op aarde heers. So the word of God says, you will reign as a king. You are above the angels. The angels will also bow to you because you are a king. You are a part of the royal family. Remember, the angels are not part of the royal family. You are the chosen one. You are a part of the
kingdom-minded family. Vang julle dit ouens. Julle klink nie opgewonde nie, julle lyk nie opgewonde nie. As ek vir jou vandag vir jou sê, Nikki, jou voorouers het 'n fout gemaak, en jy's eintlik 'n afstammeling van 'n royal family. En ek gee vir jou 'n koninkryk met al sy mense. Ek gee vir jou al die geld in die wêreld en al die luksehede wat daarmee saamkom. Gaan jy flippend opgewonde wees? Ek gaan jou dit sê. En daai selfe opgewondenheid moet in ons wees hier vanoggend om te sê, God het 'n belofte gemaak dat ek is 'n koning. Ek het 'n keuse om nou te maak. Robert het vanoggend gesê in die bidkamer, hy sien hierdie skade weer. Ek dwaal nou gou so 'n bietjie af. Maar hy sê hy het hierdie skade weer waarin hy staan en die ou staan vas in hierdie skade weer. Ag, in die son, sorry, in die son. En daar in die hoek is 'n koeltuk area wat lekker koel lyk. Maar hierdie ou brand in die son hier. En hy het 'n tou wat hom vashou. Dis net sy keuse in my eie woorde nou om daai tou te vat en net los te maak en te sê ek kies om nie meer in die son te staan. Ek kies om oor te skuif na die koelte toe. En dis die probleem met ons as kerk. Ons wil nie die keuse ten volle maak om te sê ons is uitverkoop vir Jesus Christus nie. Daar's die probleem. Want ons sit so. Ons sit so. En ouens, ek praat van myself. Ek pik nie op julle nie. Ons wil met een voet vir Jesus gee en die ander voet op die aarde staan. En dan sê ons, kom ons toets, wat se kant is lekkerder. Kom ons kyk. Jy kan nie. Jy kies eers Jesus of jy kies die wêreld. Jy kan nie twee konings aanbid nie. Jy kan net een koning aanbid en dis Jesus Christus. Maar jy moet die keuse maak, ouens. So die verandering van die hart. Hier kom ons vanoggend. Ons topik is liefde. So wat moet plaasvind is die verandering van die hart. Matteus 22 vers 37. Kom ons gaan soontoe. Het jy rond? Charles, ek gee vir jou. Matteus 22 vers 37. Ek kan nie net die hele tyd praat nie. Ek moet ook 'n bietjie uit die woord van God lees. Dat jy die woord van God kan hoor en kan bedink en kan beproef. Ons lees daar Lukas 22 vanaf vers 34 af. Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê." Sien julle hom? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, with your whole heart. Het julle daai deel? Met jou hele siel, with your whole soul. En dan laaste, met jou hele verstand. So die illustrasie is daar, ek wil hê julle moet daarna kyk. Dit is die eerste gebod, eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet van die profete. Nou daar sien julle daar's 'n koppie wat oop is. Hy het ook 'n naam. Kom ons noem hom other things. Julle kan nou nie sien nie, julle sien nie. So wat hier gebeur is, God is volmaak. En hy sê vir ons, ek wil jou die vermoë gee om my lief te hê met jou hele hart. En God gee jy die vermoë om hom lief te hê met sy hele hart. En dan met jou hele siel gee hy jou weer die vermoë. En sê, ek gee jou die vermoë om my lief te hê met jou siel. En dan sê hy, met jou gedagtes, gee ek jou die vermoë om my lief te hê.
Nou het ons die vermoë om God lief te hê met ons hele hart. Maar wat maak ons? Ons vat baie keer ons hart. Dan gee ons hart vir daai other things. Sê ons, kom ek gee 'n bietjie in my hart vir daai lekker dinge. Die wêreldse begeertes, die vleeslike dinge. Kom ek gee 'n bietjie in my hart. Nie te veel nie, nee. Want God verdien baie van my hart. Ag nee, kom ek gee net so klein bietjie. Vir my hart. Kom ek gee die res van my hart vir God. Dieselfde gebeur met jou siel. Jy gee jou siel vir aardse dinge. Ons noem dit other things, né? Dan vat ons die res en ons gee dit vir God. Hier kom ek by ons gedagtes. Ons gee baie van ons gedagtes vir die wêreld. Lekker games, visvang, staalwerk, bak, werk. En dan sê ons, dis wat ons vir God wil hê. Ons gee dit vir God. God het vir jou alles gegee. Maar jy gee net vir God jou af. En dis die krits van die boodskap vanoggend, om te sê, jy moet alles vir God gee. Vergeet van jou ander goedjies, vergeet van jou visvang, vergeet van jou staalwerk, jou gebakkery, jou werk, vergeet van dit. Hoekom? Want Matteus 16:30 sê, soek eers die koninkryk van God. Soek eers sy geregtigheid. En al die ander goedjies sal vir jou bygevoeg word. Nou, hoe het jy iemand lief met jou hele hart? Om iemand lief te hê met jou hele hart beteken dat jy stel die persoon se behoeftes bo jou eie. Sou jy saamstem daarmee? As ek vir Monique lief is, stel ek haar behoeftes bo my eie. Want ek is lief vir haar. Ek wil vir haar alles gee wat ek vir haar kan gee. Maar ek wil vir haar die liefde gee wat ek het. En dit is om te sê, wat ook al vir haar belangrik is vir my belangrik. Om iemand lief te hê met jou hele siel, beteken dat jy jou emosies na God toe moet neem. Ons mense is baie emosioneel. Ons wil ons eie besluite maak in baie dinge, want ons kry nie altyd dinge hoe ons dit wil hê nie. En dan gaan ons, dan maak ons besluite uit emosies uit. Ek luister nog onthoudig 'n prediking wat nogal baie nice was. Dit gaan oor Abraham en Sara. Ek moet sommer sê dat Sara. En hy sê, God het vir Abraham gesê, ek gaan vir jou 'n seun gee. En Abraham het dit so aanvaar. Toe hy oud word, en nog ouer word, en nog ouer word, sê hy, maar, ek staan so oud, hoe gaan ons dit kan doen? En volgens hierdie ouse woord, sê Sara vir hom, gaan en dan gaan vat jy jou huiswerke, dat sy vir jou kind gee. En wie daar uitgekom? Wie was die eerste seun, Karla? Ismael. En dit is wat hulle sê, is waar die moslim geloof ontstaan het. Ek het nie Bybelse bewyse daarvoor, maar dis die ouse redenasie. Hy sê, dit is uit Ismael uit, het die moslimse geloof ontstaan. So, sou die moslim geloof ooit ontstaan het, as Abraham en Sarah net gehoorsaam was, en gewag het vir God. Want vir God is niks onmoontlik. So dis iets vir ons om te gaan bedink en te gaan lees. En in jou verstand, om God lief te hê met jou verstand, is om God lief te hê met jou intellek, met jou vasberadenheid en jou toewyding. Daar gaan geen koninkryk van God in hierdie wêreld wees sonder die koninkryk van God in ons harte nie. Hoe kan jy lief hê as jou hart nie reg is nie? Vanoggend sit jy hier. Kan jy regtig vir my ten volle sê jy die persoon langs jou lief?
ander kant, ja. If you do not love the person next to you, you already have a problem. Nou, baie van julle het nou al van Monique gesien. Ek pik op haar vandag. Sy staan hier voor by hierdie deur en dan groet sy julle met al die liefde wat sy het. Dan kyk julle na sy. Kyk nou. Sy groet julle met al die liefde wat sy het. Maar as jy na haar kyk, sien jy haar gesig. En haar gesig wys nie die liefde nie. Maar haar hart doen. Diep in haar hart wys sy vir jou die liefde. Maar as jy haar na haar gesig kyk, sal jy sê, daar is nie liefde. Ek vat uit 'n voorbeeld. Die Bybel leer ons dat harte vol sonde en boosheid is. Die Bybel sê so. Hy sê jou hart is vol sonde en jou hart is vol boosheid. En nie een van julle wat vandag hier sit is anderste nie, want God ken jou hart. So as daar nou een ding is wat ons mag haat, en ek dink nie jou prediker mag dit sê nie, maar I'm gonna put it out there. En as ek gereprimaand word, so be it. Dan kan ek leer daaruit. As daar nou een ding is wat jy mag haat, is dit sonde. Dis die ding wat jy moet haat. As jy regtig wil haat, moenie mense haat nie, moenie dinge haat nie, haat sonde. Romeine 7 vers 15 sê, en ek is baie lief vir hierdie vers. Skryf van meer, ek weet jy soek op. Romeine 7 vers 15 sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Dis daai heeltydse geveg tussen jou vlees en jou gees. Daai geveg is die heeltyd daar. En dit bons teen mekaar. Maar dit kos van jou om te vas, om die Here te soek, om tyd in gebed te spandeer, om jou vlees te onderdruk, sodat jy jou geesmens kan opvoed. Matteus 6 vers 21 sê, want daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wat's vir jou belangrik? As Nikkie nou nie vanoggend hier was nie, so ek nog gesê het, Nikkie se hart lê by die visstokke. En dis hoekom Nikkie nie vanoggend in die kerk is nie. Maar Nikkie is vanoggend in die kerk, so sy hart lê by die Here, en nie so meer by die vis nie, hoop ek. So, ons almal sê, dat ons behoort aan Jesus. Ons almal sê, ons is wedergebore kinders van God. Maar het ons werklik lief? En dis waar die boodskap gaan vanoggend. Ek wil hê, jy hoef my nie te antwoord. Ek wil hê jy met jouself bevraagteken, en jouself antwoord. Het jy regtig lief? As jy nie die mense hier langs jou lief het, en jy 'n probleem, want hierdie mense gaan saam met jou in die ewigheid wees. So imagine jy haat my, Nikkie, en ek en jy gaan saam hemel toe. Jy gaan vir altyd met my wees, jy het nie 'n keuse nie. So, learn to love me now. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, ek deursoek die hart, ek toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Ek is mal oor die storie van Dawid. Dawid, soos pastoor sou sê, was nou 'n regte rampokker. Hy is die ou wat egbreek gepleeg het, hy is die ou wat moord gepleeg het, maar tog sê die woord van God, is 'n man so na aan God se hart. Ek het iewers 'n vers al gelees, ek kan nie onthou waar dit is nie, maar Dawid sê, God het gehou van hom. Ek kan nie onthou waar, ek dink is in Samuel is. Hy sê, God het van hom gehou. So, daar is 'n groep mense waarvoor God lief is, maar daar is ook 'n groepie van wie God hou. So ek dink as jy in daai groepie kan kom, wat jy kan sê, hy het my lief en hou van my. Awesome. Dan is jy in Dawid se vlak. Maar wat het Dawid gedoen? Dawid het gekom en gesê, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek kom voor U en ek vra, Here, vergewe my. Ek kom voor U, Here, en sê ek het 'n fout gemaak.
en ek draai weg van my sonde af. Jy kan nie gaan en sê, ek het nou egbreek gepleeg, Here vergewe my, en môre gaan doen jy dieselfde ding. Jy toets God, en jy speel met vuur. Psalm 51 vers 12 sê Dawid, Here skep vir my 'n rein hart, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. So die belangrikheid van die hart gaan deur al die verse, want die hart is bedrieglik. Spreuke 19:21 sê, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here sal bestaan. Matteus 15 vers 8 sê, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle is ver van my af. Is dit nie die kerk nie? Ons sit in die oggend en dan sing ons worship songs, ons prys die Here, ons loof sy naam, ons kom sit in die kerk, dan kom slaap ons. Hoe gaap sy nou? Dan kom slaap ons. Hoe is die kerk? Die kerk is op 'n baie gevaarlike plek. Ons is nou al geleer, dat as jy die teaching ontvang, van wat reg en verkeerd is, en jy kies nog steeds, om die verkeerde deel te vat, dan gaan jy rekenskap neem vir God eendag. So as jy vanoggend hier sit, hoor jy wat ek vir jou sê, dat jy mag nie die kerk slaap nie. Jy moet wakker wees en jy moet God se woord luister. Jy moet 'n opgewondenheid hê om hier te wees. Sjoe, ek het nogal gesê ek wil vanoggend nie te lank vat nie, want ek wil nie mense moeg maak nie. Ek wil nie mense moet slaap nie. Mag ek vir die klok kyk? Nee, hoekom ek vir hom kyk, want ek sê ek het my woord kompak gehou vanoggend om te sê ek wil hom kort hou, kragtig hou. Ek het nie baie musiek gekies nie, want ek wil hê julle moet die Here loof en eer. Nie omdat julle hoe kan jy sê die Engelsman obliged voel om dit te doen nie, maar omdat jy dit wil doen. So, ek is op my samevatting. Prys die Here, ek kyk almal vir die klok, almal is nou so opgewonde. Ek is op my samevatting. Ons moet die woord van God preek aan ons hart. Skryf hierdie neer. Jy moet die woord van God preek aan jou hart. En nie toelaat dat ons hart die woord van ons preek. Het jy? Die vraag van môre, wat ek vir elkeen wil vra wat hier sit, is jou hart reg met God? Is your heart right with God? Jy kan vir my sê net wat jy wil. God ken jou hart. God ken my hart. Maar die vraag wat ek vanoggend wil deurdruk is, hoe lyk jou hart? Het jy werklik lief? Daar is daar een groot gebod wat die hele wet saamvat. As ons dan nou sê ons het nie lief nie, dan is ons mos verlore as die kerk van Christus. Ons is glad nie op die plek waar ons moet wees. Ek wil vir jou nog slegter nuus gee vanoggend. As jou hart nie reg is met God nie, is jou sonde jou nie vergewe nie. En as jou sonde jou nie vergewe is nie, gaan jy nie die koninkryk van God sien nie. Nie 'n kans nie, hoor wat dit dan het. Nie 'n kans nie. En 'n ou vra nou vir my, as ek 'n moslim is, en ek aanbid Allah, of wie ook al dit mag wees, en ek is toegewyd, en ek gaan dood, sal ek hemel toe gaan? Nee,
There's only one way to heaven, and that's through the Son, Jesus Christ. There's no other way. Daar's een pad hemel toe, en dis deur Jesus Christus. So as jy nie hierdie woord kan vat vanoggend, jy kan sê, ek sal met myself ondersoek nie. Ek sal my hart nie bekyk nie. Dan het jy 'n probleem. Die Heilige Gees is ons helper. Hy is die ene wat ons hart voorberei. Maar God toets jou hart daagliks. Ons gaan deur baie uitdagings daagliks. En dis wanneer God jou hart toets om te kyk, waar is jy? So my tweede vraag bo op die eerste ene is, die eerste ene was, is jou hart reg met God en het jy werklik lief? Dis vraag nommer 1. So jy kan hom in jou boek neerskryf en dan kan jy dit bedink in jou stilte tyd. Die tweede vraag is, wat ek vanmôre vir julle wil vra, is, wat is jou motief? Hoekom is jy vanmôre hier? Dis 'n diep vraag. Wanneer jy dink is so op 'n vlakkige vraag, dat jy net kan vra en kan sê, ek is hier omdat ek Sondag nie. Die vraag is, hoekom is jy werklik hier vanmôre? Wat is, toe jy opgestaan het vanoggend en gesê het, ek gaan vanoggend na die huis van die Here toe, en ek het 'n verwagting. Wat was jou verwagting voor jy hier nou toe gekom het vanoggend? Was jou verwagting om te kom en slaap? Was jou verwagting om net hier te kom sit en te wys, ek sê hier? Weet, my man het gesê, ek moet hier wees, want hy is die hoof van die huis. Sê maar nie. My man het gesê, ek is hier, hy is die hoof van die huis, so ek moet hier wees. Ek het nou nie 'n keuse nie. Jy weet, ek kon wasgoed gewas het nou al, ek kon al begin kos maak het, ek kon al klaar gewees het teen die tyd wat hy klaar gepreek het. Maar laat ek maar gaan, want hy is die hoof van die huis. Jy is op verkeerde, ek sê nie dit is so nie. Jy is op verkeerde plek. Hoor my vanoggend uit, jy is op verkeerde plek. As jy hier kom, omdat jy jou ore gestreel wil hê, of jy hier kom om iemand tevrede te stel, of jy hier kom omdat jy bang is dat Sampie gaan kom 'n huisbesoek doen, donderdag, omdat jy nie Sondag by die kerk was nie, het jy 'n probleem. Jy moet kom hier om gevoed te word. Jy moet kom hier om geleer te word. Al het jy daai woord al 50 keer gehoor, hoor hom vir nommer 51, want daar's dalk net ietsie daar, net ietsie, wat jy vandag moes hoor. Die kerk se probleem is, ek pik op die kerk vanoggend, die kerk se probleem is, ons dink, as ons gedoop is, en ons is voorgestel, en ons het Jesus as ons saligmaker en verlosser aangeneem, dan dink ons, that's it. Nothing more to be done. Maar eintlik het jou werk net begin, toe jy gesê het, ek wil Jesus aanneem, het jou werk begin. Want jy moet geleer word, jy moet gevoed word. Dis 'n proses waardeur jy gaan. Gaan jy foute maak? Jebo, jy gaan foute maak. Jy gaan jou kop stamp. Jy gaan soos 'n fool lyk. Hoor my, jy gaan vir iemand gaan bid, en dan gaan niks gebeur nie. Dan gaan jy soos 'n fool voel, en jy gaan soos 'n fool lyk. Maar ek is enige tyd 'n fool vir Jesus. As wat ek 'n fool vir die wêreld is. Want ek weet daar eendag gesê, hy het vir 1000 genesings gebid. 1000 keer het gebid vir 1000 verskillende mense. En nie een persoon het genesing ontvang. Wat hy gesien het met sy oë nie. Maar toe hy 1001 bid, toe kry hy die grootste deurbraak van sy lewe. So wat kos dit van ons? Uithou vermoë. Ons sien in die kerk, weer eens sit mense, Sondag na Sondag, kry jy dieselfde mense, in dieselfde gemeente, Sondag na Sondag. Maar die hart verander nie. Jy kan nie vir my sê, dat jy is in 'n gemeente vir 'n jaar, en jy is nog dieselfde as wat jy was laas jaar. Dan is 'n fout,
As jy nie gegroei het nie, is daar fout. As jy nie die woord bedink het nie, is daar fout. As jy nie geleer het bid het in 'n jaar nie, is daar fout. Die vraag is weer, wat is jou motief? Hoekom is jy hier vanoggend? Kies vandag opnuut Jesus. Ek het gesê hierdie jaar, elke preek wat ek preek, wil ek seker maak, ek bring daai preek terug na die kruis toe. Want dis waarvoor ons geroep is. Ons is geroep om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die koninkryk van God, dat daar 'n verlosser gekom, wat ons plek ingeneem het. Wat vir ons gesterf het. Want die Christus, for you. Not for everybody else. For you. Hy het gekom en gesê, ek kom vat weg jou pyn, ek kom vat weg jou siekte. Isabella het hierdie song en sing hom, want boer, loop die deur my are. Ken julle daai liedjie? As ek van nee, dit moet wees, want Jesus loop deur jou are. En dit is hoe ons moet begin praat, ouens. Ons moet kan sê, want Jesus loop deur my are. Dit wat ek doen, doen ek vir Jesus. Dit wat ek preek, doen ek vir Jesus. Dit wat ek voorbid, doen ek vir Jesus. Alles moet gaan oor Jesus. Maar ons sit in ons eie kokonnetjies en ons wil ons eie koninkrykies bou. Die kerk van Christus sit met die grootste probleem, want elke kerk wil sy eie koninkrykie hê. En ons is reg en die res is verkeerd. Dis wat die kerk moet verander. Die kerk moet in eenheid kom om te sê, ons is die koninkryk van God. Ons is konings wat gaan heers. Ons sit vanmôre in spanning en ons wag. En ons wag. Ek weet nie van almal nie. Ek sit in spanning en ek wag. Want ek weet, Jesus het gesê, ek het vir jou, Johan, 'n huis gaan voorberei. Toe hy opgevaar het na die hemel, toe sê, ek het vir jou, Leon, 'n huis gaan voorberei. En ek gee vir jou die belofte, dat ek terugkom om jou te kom haal. En as ek jou kom haal, gaan ek vir jou 'n verheerlikte liggaam gee. Sonder pyn, sonder skete, sonder enige ongemak. Vernuwe verstand. Jy gaan nie meer dink waaraan jy dink nie. Jy gaan nie meer wil doen wat jy nou doen nie. Jy gaan nie meer daai geveg hê teen jou vlees die hele tyd nie. Verheerlik. 'n koning. Deel van 'n koninklike familie. Wat gaan heers? Jy gaan sit by die tafel. Die tafel is voorberei. Jy gaan sit voor die tafel. Die engele gaan staan. Die engele gaan staan. Die groot engel, wat sy naam Gabriel, hy kan net so maak. Dood is jy. Hy kan net so maak en die hele wêreld kan net so mekaar sak. Hy het die krag, hy het die mag en die gesag, maar hy gaan nie heers oor jou, want jy gaan sy koning wees. Verstaan julle die konsep van 'n koninkryk? Verstaan julle hoe belangrik julle is vir God, dat God vir jou sê, ek gaan jou 'n koning maak en jy gaan heers. Dis die eerste sleutel. Die sleutel van liefde. Die sleutel van die hart. So, ek hoop en ek glo en ek vertrou, dat wanneer julle weer hoor, dat Johan deel 2 gaan doen, gaan julle die tyd uitkoop, om te kom luister. Want vir die van julle wat binnelanders kyk, julle mis nie 'n episode nie. Die van julle wat Sewende Laan kyk, jy mis nie 'n episode nie. Ja. So, ek verwag ook dan, dat julle nie hier 'n episode moet mis nie. Want as jy tyd het vir jou sepies, het jy tyd vir die woord van God. Amen. Kom ons sluit die oor. Vader, ek dank U vanmôre, Here, dat U verheerlik kan word in hierdie dag. Ek dank U, Here, vir 'n woord wat gaan sny. 'n Woord, Here, wat gaan die hart laat bedink, Here. Ek dank U, Here, dat ons vanmôre net in eenheid kan kom as 'n kerk van Christus
en net vir U kan sê, Here, ons sien uit na U koninkryk, Here. Ons sien uit na die belofte van die wederkoms. Ons sien uit na die verheerlikte liggaam. Ons sien uit na hierdie koninkryk wat U vir ons beloof het, Here. Maar ons sien ook uit daarna, Here, om konings te wees en saam met U te heers, my Here. Dankie, Here, dat U hierdie koninkryksboodskap in ons harte vestig, Here. Dankie, Here, dat ons elke dag soekend sal wees om meer te kry van die koninkryk, Here. Dankie, Here, dat ons vanmôre net as 'n geestelike gesin bymekaar kan kom, Here, om rondom U woord te sit en rondom U woord te delf, my Here. Ek dank U, Here, dat U met elkeen sal wees vanmôre en ek spreek vanmôre die seën van Jesus Christus oor elkeen uit, Here. Here, daar waar daar siekes is in ons gemeente, Here, bid ek vanmôre vir hulle en ek bid, Here, dat U hulle nou sal aanraak met die krag van U Gees. Ek bid, Here, dat elkeen herstel sal word, Here. Ek bid, Vader, vanmôre teen elke depressiewe gees in die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat U hulle sal oprig, dat U hulle sal versterk, Here. En ek bid ook so, Here, vir ons herderspaar, Here, dat U hulle sal veilig terugbring. Dankie vir hierdie dag en dankie vir hierdie week, Here. En mag ons aanhou hierdie week om U naam te verheerlik in Jesus naam. Amen en amen.